Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Hallo Klipkouer, ek hoop 2020 behandel jou baie goed. Ek kan nie glo ons is al amper in Maart nie. Ek moet weer eens 'n verskoning vra. Ek het so 'n bietjie my eie potgooi afgeskeep die afgelope paar maande. Maar dis nie omdat ek op die strand lê of die wonderlike Kersvakansie te veel geniet het nie. Ek was besig met die produksie van potgooi reeks, die NBA en eiendomsbelegging met Ernest Stander, 3 episode reeks. Baie insiggewend gewees, baie interessant. Natuurlik dit gekombineer met digitale tydskrifie. So gaan kyk uit vir die NBA en eiendomsbelegging. Weer eens hy's op al die jou potgooi kanale, Spotify, SoundCloud en Apple. Saam met dit het ek ook, en ek het vir jou genoem laas in Kerstyd met die Kersfees boodskap, dat ek het hande gevat met John Deere, so ek het 'n bietjie my vizier op landbou ingestel, en nie net is ek reeds besig met die produksie van die John Deere potgooi reeks, natuurlik die eerste vir John Deere in Suid-Afrika, natuurlik die eerste agri potgooi reeks in Suid-Afrika. En dan weer eens, ek praat nie van ouens wat hulle radioprogram van gister opneem en hom digitaal stoor en dit 'n potgooi noem, en ek praat ook nie van die ou wat 'n rubriek skryf of 'n artikel skryf en dit opneem en dan noem hy dit 'n potgooi. Ek praat van 'n regte potgooi, en jy sal weet waarvan ek praat as 'n potgooi liefhebber. Dit is 'n nisgesprek. Ek onttegnies dit natuurlik. Ja, ouens vra van my, wat weet jy van boerdery af? Nee, ek verstaan besigheid, en dis weer eens, ek fokus op die besigheid van boerdery. Maar weer eens, daar's 'n ongelooflike storie altyd, en dis die groot ding, nee, ons almal is altyd geïnteresseerd in die mens agter die besigheid. So weer eens, ek bring 'n bietjie vir jou agtergrond oor hoekom ouens dinge doen, waar kom hulle vandaan, wat het gelei tot daai sukses. En natuurlik daarin is dit baie goud. Wat was die ouens se how to en baie belangrik wat om nie te doen nie. En daarmee kombineer ek natuurlik, gaan ons 'n bietjie dieper in die boerdery in, en so. Dis natuurlik baie opwindend, is uitdagend, wat ook interessant is. Ek leen nou ook na sekere onderhoude waar ons probeer Afrikaans en Engels doen. En die Engels is natuurlik om 'n wyeer mark te bereik met hierdie waardevolle inligting, veral waar ek met ouens gesels oor hulle gemeenskap en werkersontwikkelingsprogramme, en dis natuurlik, ek wil daar in die groot klok hang om vir die wêreld te wys wat baie van hierdie boere al vir jare doen sonder 'n geweer teen hulle kop. Saam met dit het ek ook die potgooi reeks. So boerpot is my landbou gefokuste potgooi reeks, waar klipkouers natuurlik op Afrikaanse SME's en entrepreneurskap gefokus is, gaan boerpot gefokus wees op enigiets landbou, en dit kan wees waar ons soos byvoorbeeld vir jaar met Agri SA die kongres opgeneem het, weer daai opnames van die keynote speakers wat ons in 'n vinnige potgooi reeks aan mekaar geslaan het. So dis 'n kombinasie, kom ons noem dit soos 'n gateway. So enigiets wat met landbou te doen het en 'n potgooi, gaan ek in boerpot sit, en saam met dit gaan boerpot ook, gaan ek 'n digitale tydskrif loods wat ons verniet gaan weggee. By nou al weet julle hoe my brein werk of nie, omdat Suid-Afrika baie met die potgooi ding nog nie is, soos ek altyd sê, Afrikaans is nog verder agter, as Engels seker ten minste 3-4 jaar, wil ek ook die mark opvoed van wat 'n potgooi is en waar om te kry. So elke digitale tydskrif gaan ek seker maak dat wie ever lees, gaan hy weet van die potgooi of wat dit is en waar om te kry, en natuurlik as jy 'n potgooi liefhebber is, gaan jy in elk van die lees, en jy gaan onmiddellik net gaan en hom aflaai. So dit is ek in 'n nederdop, kyk uit vir dit. Maar kom ons spring reguit in die eerste onderhoud van 2020. Ek het baie van hierdie entrepreneurs het ek verlede jaar al September, Oktober mee gesels, so van hierdie goeters, soos ek sê, ek sit op dit, maar ook ek wou seker maak dat die intros en die het jy geweet, jy weet, dit is maar die groot ding. Elke keer as jy die standaard 'n bietjie weer lig, beteken ek moet addisionele komponente inbring, en natuurlik dit kan ook 'n bottleneck veroorsaak soos nou. So nog 'n verskoning, maar kom ons spring reguit in en ontmoet vir Isak Maree.
Hy's 'n entrepreneur wat passie het vir innovasie en bemagtiging. Hy's nou al 2 dekades wat hy aan die gang is en sy eie besigheid op die been gebring het. En ja, die man het maar ek dink soos meeste ouens wat van scratch af begin het, hy klippe gekou. En vandag is hy die baas van 'n baie indrukwekkende besigheid en toenadgewende besigheid wat die Bramhope groep genoem word. Bramhope spesialiseer in die lewering van MRI bestuursdienste en sagteware. MRO is Maintenance, Repair and Operations. En terselfdertyd voer hulle ook en versprei hulle meer as 150,000 industriële produkte. Ek wil dis heel wat. Maar baie belangrik, hulle meet en voorspel die verbruikersgedrag van hulle kliënte en so voeg hulle waarde toe. Met ander woorde, hulle nie net verkoop hulle industriële produk nie, hulle maak seker daai kliënt nie daai produk te veel aankoop nie en byvoorbeeld nie die ding mors nie of gou agterkom dat hierdie goed gesteel word. So dit is 'n ongelooflike waarde toevoeging wat hy na die tafel toe bring. Ek wil amper sê dis amper soos 'n big data company wat industriële produkte verkoop. Maar ja, dit is natuurlik, en hy sê ook, jy weet, daai was, as jy kyk, industriële produkte is histories 'n tipe van daai brick and mortar, jy weet, baksteen en sement ondernemings, en om dit te skuif na 'n digitaal gebaseerde platform besigheid is natuurlik baie daagend. Natuurlik, saam met dit het hy die bekroonde Bramhope International School of Innovation geloods, wat studente produktief in die maatskappy oplei. So weer eens, soos ek altyd sê, is waar jy jou hande vuil maak, dit is waar die werklike leer plaasvind. En dan natuurlik wat nou vir my baie interessant was van Isak is, dis amper hierdie ding hier aan die kant, en ek laat jou, is dat hy Bramhope Outdoor and Leisure het hulle die regte onlangs ontvang om National Geographic eksklusiewe produkte reeks in te voer en te versprei. En natuurlik die rede daarvoor is, jy weet, National Geographic is 'n wêreldberoemde handelsmerk wat natuurlik op toerisme gemik is, en hy wil daai inkomste terugploeg in natuurbewaring. So heeltyd besig met waarde toevoeging. Lekker leer en lekker luister. Isak, vertel ons 'n bietjie meer van jou vormingsjare en wat is die paadjie wat jy gestap het tot hierso? Ek is gebore in Pretoria, skool gegaan, Linwood Laerskool, Mendepark Hoërskool. Daarna, toe ek nou, sal ek sê, klaar met skool is en weermag toe is en grens toe is, jy weet wat baie van ons aan daai tyd gedoen het ek gaan swat by die Technikon, bemarking, en is nog steeds die liefde van my lewe. Na dit het ek begin werk by Olivetti, en daar was ek vir so 2 jaar baie geleer, goeie maatskappy, en toe se ek oorgekoop deur Bousel. Toe het ek in hulle rakafdelinge, logistieke afdeling, het ek begin rakke verkoop, en toe het hulle my gepos Europa toe, as Europese verkoopsbestuurder oor die logistieke afdeling, of die rakke van Bousel. So op ouderdom 27 het ek die meeste blootstelling, en ek dink daar het ek 'n gedeelte ook van my ontwikkeling, waar ek sê, jy moet mense los, jy moet hulle kans gee. Hulle het my gelos. Jy moet leer, jy moet foute maak, dis hoe jy groei. En later as ons praat, jy weet, oor die kultuur binne in my maatskappy en goeders, ek gee jong mense kansse, want ek het kansse gekry. En dis die enigste manier hoe jy mense ontwikkel. Wonderlike ondervinding. In elk geval, toe ek terug in Suid-Afrika daarna, by IMS, in my omgewing gewerk, en ek was nog altyd iemand wat, ek hou nie van 'n standaard manier nie. Jy weet, hoe kan mens iets anders kry om daai ekstra, soos die Engelsman sê, edge oor die oppositie. En toe het ek begin met 'n ding, Total Contamination Control, waar ons in die myne nie net alleenlik die pypwerk gedoen het, en die pompe, en die filtrasiesisteme, en daai tipe van dinges nie, dit was 'n hele pakket. So in my DNA is reduction of total cost of ownership, was nog altyd in. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar dit was nou maar altyd. So, hoe bring jy meer voordeel, hoe bring jy meer effektiwiteit in 'n proses in? En toe het ek oorbruggingskursus gedoen, en my MBA gedoen by Henley Management College. En jy weet, daar kry jy natuurlik 'n baie meer volledige
rondmaak tipe van proses wat baie interessant was. Daar het 'n groot ontwikkelinge en goeters gekom en toe het ek op die einde van die dag en daar het my pa groot inset gehad toe ek my meesters dissertasie moes doen. Toe het ek dit gedoen oor want daai tyd het e-commerce en daai tipe van goeders meer en meer vorentoe. Wat was nou laat 90s? Ja, net voor 2000. Net. So daar het ek natuurlik baie opgelees en goeders en ek het gelukkig by die maatskappy wat ek toe by gaan werk het Judaico. Het ek hulle corporate projects gehad. En een van die goeders was hoe bou ons 'n e-commerce strategie. Maar ek het baie vinnig besef dat op daai stadium was die mark nog nie reg nie. En nou praat ek van beide kliënt se kant en van die verskaffingskant af. Maar in elk geval baie geleer, dissertasie gedoen oor the effects that e-commerce and business has on transaction cost in the supply and demand chain of MRO companies. En MRO is maintenance, repair and operations. Party mense ken dit as verbruiksgoedere of consumables. En ek het heeltyd hierdie ding in gedagte gehad. Transaksiekoste is een van die fasette van ekonomie wat nie noodwendig baie uitgelig of ek het nie gevoel is baie uitgelig nie, maar ek het baie geleer daardeur. En toe is ek weg in eie maatskappy begin. Ek het nou eers gedog, okay, sal ek ander werk soek om net om 'n bietjie die pot aan die kook te hou. Ja. En toe het 'n Europese pel vir my na my toe gekom. Toe sê hy vir my, maar hoekom begin jy nie in reflective types en goeders besigheid doen nie? En hy het toe met LG van Korea het hy deals gehad. Ons begin daarmee. Ons eerste jaar se omset was 14,000. Jo, rand. Lukskor. So is niks. Jy kan nie 'n familie. Ek kan net sê dis 'n probleem. Ja, met 3 kinders en goeters so. Gelukkig die familie almal het saam gestaan, weet dit in geld. En toe het ons uitgebrei na reflective type toe en toe oorgegaan na veiligheidsklere en ons met 'n groot Franse maatskappy het ek hulle verteenwoordig in Suid-Afrika. Jy het nog steeds mynbou gefokus gebly al die nee, tyd. Dis meer algemene verbruikersindustrie tipe van vervaardiging wil ek eerder sê vervaardiging. En jy weet daar nie in die begin jare net examples nou ry ek met 'n Golfie sonder aircon en gaan soek nou met die ouens oral wat daai tipe van goed koop en sê ek vir hom jy het 'n keuse, jy koop of hierdie samples by my of ek gaan jou vra vir 'n almoes want ek moet my familie met 'n kos gee. En ek moet sê die meeste van die kere dan sê hulle okay. So right, shame man. En so bou jy nou maar verhoudings en goeie so. Ja. Gelukkig het ek baie hulle noem dit street wisdom. Ja. En jy moet oop wees en vra en sê ek sukkel. Jy moet help. As jy nie kan vra nie, gaan jy nêrens kom nie. Ja. En so het dit nou aangegaan. Ek het toe my Europese partner het ek uitgekoop later van tyd. En die maatskappy was toe meer 'n import wholesale tipe van maatskappy, maar ons het hom van die huis af gehardloop. Ek het die boeke gedoen, my vrou het later meer betrokke geraak. Die kinders het help pamflette pak en goeie. So ja, dit was fantasties. As ons op Desember teruggekom het van vakansie, ons hy hele huis vol stok. En later van tyd het ons nou gegroei en ons begin warehousing hier en goed. En so het dit nou maar aangegaan. Vertel die klipkouers iets interessants van julle industrie asook huidige tendense. Tradisioneel die omgewing wat ons in werk is maar industriële goedere en tradisioneel en ons noem dit nou maar die ou bricks and mortar tipe van maatskappye en goeders. Die fokus was alleenlik gewees, ja, jy moet teen die regte prys aankoop, okay? En jy moet op die regte tyd aflewering kry. Nou met my dissertasie wat ek gedoen het by Henley, het ek gesien maar daar's meer in. In veral met e-commerce en al hierdie goed wat ingekom het. Sê ek nee, maar is dit nie meer belangrik? Een van die fasette van transaction cost economics is demand certainty. Met ander woorde, hoe seker is hoe weet jy wat kom? Nou as gevolg van die groot variëteit van produkte, want jy weet ons doen van toiletpapier regdeur tot grinding discs en ons sit nou op 150,000 items, ons groei na 1 miljoen toe. Nou die kompleksiteit daaraan betrokke is ongelooflik. En vir maatskappye oor die algemeen, ja, tradisioneel het hulle gesê ons sit 'n tender uit en jy tender en dan word gekyk na prys en dan word gekyk na die maatskappy en natuurlik nou empowerment, daai tipe van goedjies ook. Maar dit bring nie 'n werklike waarde in nie. Okay. So wat ons gesê het is
kom ons kyk wat se ekstra waarde. Toe sê ons, okay, jy moet hulle noem dit 'n reduction of total cost of ownership en 'n risk moet jy inbring. En jy kan dit alleenlik eintlik met IT en machine learning en daai tipe van goed wat ek net nou 'n bietjie meer oor sal gesels, moet jy inbring. So die tendens begin wegbeweeg van jy kan net 'n produk verskaf. Dit begin nou meer, wat kan jy vir my ekstra bied? En dit gaan, jy kan en dis die design thinking element wat begin inkom. Wat's daai waarde wat jy toevoeg? Wat's daai ekstra behalwe prys en 'n goeie produk? Ja. So waar jy tradisioneel gesê die prys is reg, maar nou het jy ook 'n verskriklike groot variëteit van items. Almal kan dit nie doen nie. Jy moet baie sterk IT en goeders hê. En dit het ons oor omtrent 6-7 jaar moes ons die tegnologie opbou. Dit het geld gekos, ons het nie 'n wins gemaak nie, dis swaar. En jy het 'n droom wat soontoe gaan. Maar in elk geval, ons het dit begin regkry want jou grootste besparing op die einde van die dag is die beheer en bestuur van die verbruik. Dis kom ons ook sê, we measure, we predict the behavior and consumption. As jy dit kan doen, kom ek noem nou 'n simpel voorbeeld. In die begin van die jaar gaan almal terug skool toe. Nou wat in maatskappye tradisioneel gebeur is, dan is die penne en papier verdwyn. Nou die waarde van daai item is baie laag. Maar as jy begin kyk oor tyd, dan kan jy teen die regte prys aankoop, maar as jy goed verdwyn of nie reg gebruik word nie, dan raak duur. Dan raak dit duur. So daai mark, die MRO mark is omtrent tussen 8 en 15% van enige maatskappy se spandering. Pragtig. Enige maatskappy, geen nie om of jy 'n bank is en of jy 'n fabriek is of maak nie saak nie. Dis jou spandering. Nou as jy kyk na die platformmaatskappye, die tradisionele bricks and mortar begin die kostebasis is te hoog. En kom ek noem nou vir jou 'n voorbeeld. Ek het 3 groot kostes. My een koste is natuurlik IT infrastruktuur, maar ons begin natuurlik van die sagte ware nou bied aan kliënte dat hulle nie noodwendig net produk by ons koop en die sagte ware gebruik, maar hulle kan net die sagte ware want daar's al baie waarde daarin. So nou subsidieer ek dit op daai manier om verder ontwikkelings te kan doen en beter in machine learning en fourth industrial revolution en goeders betrokke te raak. My ander gedeelte is in die ou dae het jy 'n gebou gehuur of jy het hom gekoop. Nou wat ons nou gedoen het, as jy kyk, Takealot, daai tipe van ouens sê, ons gaan ons eie distribusie, infrastruktuur en goeders neersit. Dieselfde met Amazon, hulle het ook gedoen. Ons het gesê nee, ons gaan nie daai roete nie. Kom ons vorm eerder 'n verhouding met iemand wat alreeds meesters is in daai dinges. En ons het by Aramex het ons nou ons hele logistiek en warehousing het ons ingesit. Ek sien daai ding om jou nek te loop. Spaces. Ja. Maar as ek nou dink van coworking space, dit sluit vir my baie mooi aan presies wat jy nou sê. En ons het dieselfde, so ons het nou heeltemal in die verlede het ons eie warehouse gehad, ons het ons eie kantore gehad. Ons het oorbeweeg nou na Aramex toe om ons logistieke infrastruktuur te, maar weer eens, dit het ook veroorsaak, en dis gedeelte van die platform ekonomie, laat ek 40-50 keer meer krag het as gevolg van die grootte van daai besigheid en hulle in diepte kennis en natuurlik hulle krag wat hulle in die mark het. Die ander gedeelte was met Spaces wat Regus, jy huur kantore. Yes. 65% van my personeel is onder 25 jaar oud. Okay, hulle is millennials. Hulle hou van mooi plekke. Die ou tradisionele maatskappy het jy, hoe sal ek sê, nie olie onder die naels nie, maar die geboue is nie altyd so dinge. Ja. Maar wat ook nou gebeur is, ek het nie meer bekommernis oor kragonderbrekings nie, want in die verlede moes ek 'n generator. Hierdie ouens het klaar al daai infrastruktuur. Ja. So die idee is jy moet meer op ander ouens se infrastruktuur, moenie alles probeer doen nie. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die Suid-Afrikaanse gebaseerde Masansi-sat beoog om Suid-Afrika se eie kommunikasiesatelliet te lanseer ten einde laagkoste broadband internet aan Afrika te verskaf. Die rede hiervoor is die 4de industriële revolusie
wat die korrekte infrastruktuur vir naam wat informasie en kommunikasie aanbetref noodsaak. Volgens die hoofuitvoerende beampte van Masanzi-Sat, Victor Stefanopoulos, ek dink nie, ek het dit reg uitgespreek nie, vereis die moderne samelewing dat Suid-Afrika alomteenwoordige internetverbinding skep. En ek dink dit al genoem vir jou in die verlede dat in Engeland selfs dit word deel van jou menslike regte geag om toegang tot internet en vinnig internet hê. Hy sê natuurlik een opsie is om biljoene dollars te spandeer op die lê van die nodige infrastruktuur ondergronds, of natuurlik die alternatief is 'n satelliet telekommunikasie. Alvoor ons die ekonomie 'n hupstoot kan gee, moet eers die basiese goed in plek wees. En natuurlik om hierdie rede beveel hy alomteenwoordige internetverbindings aan. En dit is natuurlik goeie nuus vir e-commerce, dit is goeie nuus vir potgoeie, dit is goeie nuus vir enige digitale besigheid. National Geographic, vertel my 'n bietjie meer van dit asseblief. Okay. So ons het die industriële maatskappy wat natuurlik Bramup Groep is. Onder hom was daar 'n kom ons sê afdeling Bramup Outdoor and Leisure wat heeltemal anders is. Nou 'n paar jaar gevat om die regte te kry vir National Geographic. Maar National Geographic is naby my hart. Jy weet die brand staan vir baie goeie goed. Ek het die brand nog altyd geken. Ek hou van wat hulle doen, teruggee vir navorsing, die natuur, die omgewing. En oor ek van die buiteligging goeders ook hou, dit pas net vir my in. Selfs jy weet mountainbiking, om lekker te gaan mountainbike. Dis iets dis 'n persoonlike passie. Dit het baie jare gevat om die kontrakte, baie komplekse kontrakte te onderhandel. Is dit omdat is dit oor daai brand equity? Is die ouens sensitief oor hulle handelsmerk? Verskriklik. Nee, die verskillende goed wat jy moet doen, en natuurlik, ek sê nie sê lifestyle audits nie, maar hulle doen verskriklike audits op jou. Om te sien, is jy iemand wat korrek en reg werk? So dit het 'n lang proses, en ons moes deur verskillende maatskappye initieel werk vir ons dit kon kry, wat nou verander het in die dinges, en dis kom ek net aangehou het, gesê het, maar okay. So ek neem as dit ouens wat hulle, ouens wat lisensie hanteer, so jy moet nou met daai ou gaan werk, jy nou 'n T-shirt wil print. Ja. Jy's nie naby National Group. Nee, in die begin het hulle gesê, okay, jy kan retail winkels kan jy begin, en ons het onderhandel met die waterfront in Kaapstad en goeders, maar die model kon nie werk nie, want jy moes minstens 15-20 winkels neersit, retail het begin afgaan, maar die ander ding is van jou supply chain, ek moes al die produkte inbring. Nou moet jy dit betaal en sit daar in die warehouse. Nou sit dit in die warehouse, en jy weet nie of daai spesifieke styl, want die ontwerp van die produkte was in die buiteland gedoen. So gaan daai style posvat hier by ons. So ek net gesê, dit gaan nie werk nie, jy kan nie geld maak op nie. Tot ons hulle op die einde van die dag deurgekry het en gesê, ons mag hier brand, ons mag hier vervaardig, onder baie streng reëls. Yes. Okay. Maar ons verstaan dit. Werk natuurlik ook baie nou saam met hulle, want Fox televisie doen die National Geographic televisie of die media gedeeltes, en hulle help ons baie daar. So ons is baie opgewonde oor die produkte. Ons het 'n luggage reeks wat gaan inkom. Ons het 'n hele reeks T-shirts en peaks en goed. En so is dit die primêre produkte, is jou klere en dan nou? Ja, en dan het ons ook met van die ander lisensiehouers in Duitsland, verkykers en daai tipe van goed. Okay. So ek bring nou die verskillende, want daar's verskillende lisensiehouers reg deur die wêreld, bring ons nou bymekaar om, soos hulle sê, 'n fuller offering op die mark te sit. Maar dis wonderlike produkte, dis 'n wonderlike geleentheid. Ons gaan al die natuurreservate in. Begin is baie maar meer gefokus op toerisme, alhoewel ons baie sensitief. Ons eerste gedeelte van die reeks is 'n pryssensitiewe reeks, met ander woorde, laat enige ou dit kan koop. Hy koop 'n kwaliteitproduk, hy weet van die geld gaan terug na natuurbewaring toe, maar hy kan dit bekostig. Dit help nie, jy kom in met 'n produk wat te duur is, wat ons nie kan koop nie. So ons begin met 'n baie pryssensitiewe gedeelte, en dan bou ons dit op na meer tegniese produkte toe. Ons wil graag natuurlik meer met jou organiese katoene en goeders begin werk, wat op die oomblik vir ons bietjie van 'n probleem is om in Suid-Afrika in die hande te kry. Maar iemand sal ons bel en sê, ek kan jou help met T-shirts, is organies, is vriendelik, en dan werk ons net maar daar volgens. Dis interessant. Maar dit lê alles op dieselfde platform.
dis ek kom terug na John Deere toe. Hulle duurste, ek was nou in Nampo gewees. Dit was nou die grootste stand daar. Nou hulle duurste masjien is die katoenplikker. En hy is 13 miljoen. Maar dit is interessant, die ouens het nou begin katoen plant in Suid-Afrika met die droogte. So dis snaaks hoe maar dis nou net nog nie daai organiese is dit nog nie daai chap nie, wat nou kan sê, maar ja. En die vervaardiging, natuurlik die vervaardiging van die hele ding self. Materiale. Okay. So 9 jaar in wording, en is hierdie 'n passieprojek? Wil jy honderde miljoene maak? Wil jy 'n rand verdien terwyl jy jou passie uitleef? Ek is entrepreneur. Ons doen goeders oor ons jy wil teruggee, maar jy wil natuurlik ook wins maak. En die scope is goed. Ek bedoel, is dit net Suid-Afrika wat jy kan? Suidelike Afrika. En dan sal ons kyk verder hoe ons... So jy kan intap in al die lughawens in Sub-Sahara, wil ek amper sê. Ja. So dis ook daai wat nou presies daai toerist of wat ook al. En natuurlik jou buitelug lewe tipe van retail winkels. Soos jou Cape Union Mart, daai tipe ouens. Daai tipe van ouens, ja. Ja. Hoe maak julle geld? Hoe is dit 'n subskripsiemodel of julle verkoop natuurlik, so gee ons 'n bietjie meer vleis om dit. So die eerste ding wat ons mee begin het gesê het, hoe gaan ons reduction of total cost of ownership en risk doen? Dit het ons begin regkry, maar soos ons verander het ons begin met ons tegnologie, het ons gesê, measure, predict the behavior and consumption, daai regte waarde. So, waar maak ons geld? Deur die verkoop van produkte, maar al meer verkoop van die dienste en die sagte ware wat ons het. So dis 'n kombinasie in kliënte, sekere ouens sê, weet wat sakkie, ek koop my tee, my koffie of my overalls en goeders, koop ek by hierdie, ek het 'n kontrak met hom. Jy moet net vir my asseblief die sagte ware platform, want dit werk. Moet jy vir my... Want ek wil weet wie mors die koffie en... En so, dis nie 'n ding wat, dit verander die heeltyd. Nou, miskien moet ek net oor verandering goeders praat. Die laaste paar jaar het ons aan 'n paar kompetisies deelgeneem. Een van die kompetisies wat ons 3 jaar in 'n ry aan deelgeneem het, was 'n top 100 technology companies in Suid-Afrika wat deur Da Vinci aangebied is. Ja. En daar was ons onder die top 100 tegnologiemaatskappye. In ons industrie natuurlik. Groot ouens soos FNB, al daai ouens is daar, maar in ons omgewing. Maar ons het baie geleer deur daar was op 'n stadium 'n innovation index. En dis deur Accenture aangebied. Die eerste jaar het ons platform opgesit, maar toe was dit nog 'n PPE management system. Nou is dit 'n MRO management system. En ons het onder die top 10 mees innoverende maatskappye in Suid-Afrika ingekom onder 35 miljoen. Okay. Die tweede een wat ons aan deelgeneem het ons partnership program. Okay. Die partnership program, die eenvoudigste manier om hom te verduidelik in goeders is om verhoudinge met maatskappye, kom ons noem, jy het Kalula, hoe maak jy meer geld uit Kalula, jou passasiers wil graag karre hier, maar wie doen die werk aan die agterkant? Europcar doen dit. Maar Kalula kry geld daarvoor. So die modelle werk baie. Dis weer dit is 'n white label komponent. Ja. Weer eens, jy gaan sit op 'n ander platform en dan En met daai het ons onder die top 3 in Suid-Afrika ook in die kategorie gekom. En wat ons nie daai tyd besef het nie, as jy kyk die verandering wat nou gebeur in die mynwese en in ons algemene politiek en ekonomie is lokale gemeenskappe, soos in die mynwese omgewing, moet van daai geld kry. Maar hulle het nie noodwendig die infrastruktuur van 'n IT-omgewing of van die produk supply chain sourcing, daai tipe van goeders nie. Ons pas pragtig daarin. En daar's nou 'n paar mynbouprojekte wat ons aanwerk waar van die groot myngroepe soort van sê ons moet geld aan die lokale bevolking en goeders gee. Dis 'n moet. Daar's nie ons het nie 'n voertuig nie. Ons nie 'n voertuig nie. En dis waar ons inkom en sê ons het die tegnologie, ons is nou ook met ons vriend van Soweto aan die gang om hulle te help om mense moontlikhede te gee. Maar dit gaan nou, ekskuus ek van jou rede Isak, dit kom terug na daai, ek dink wat ons nou
En is nie om polities te raak nie. Ek dink die hele ding van jy weet wat nou in die Vrystaat gebeur het, wat die geld word gegee en het verdwyn. Ja. Dit is wat ek dink al die corporates sit nou op hierdie enterprise development funds en goed neers. Nou is hulle baie senuweeagtig. Hulle kan niks met daai geld doen nie. Hulle moet dit spandeer, maar hulle gaan dit nie spandeer as hulle nie kan of weet dit is presies waar elke rand heen gegaan het nie. Is ek reg? En dit is wat julle ouens doen. Julle kan verantwoording met van daai kontrakte wat ons nou mee besig is, sê ons werk op open book costing. Die ou wat die groot myngroep wil weet wat is die koste, want hoe dit voorheen gewerk het, hulle betaal 60-70% bo die waarde van die produkte en hulle kry nie waarde daai. So ons sê nee, jy werk op open book costing, dis die gedeelte wat ons bydra, die lokale gemeenskap en goeders kry hulle gedeelte. So daai myngroep besluit. Luister, Bramup, julle kry 15%, lokale gemeenskap, julle kry 10-15%, maar die hantering van daai store en die opleiding, dit doen ons. Wat kan beter? Waar is die gevare? Ja, ek dink ons gevaar is ons is nog klein. Okay. Ek glo die regtig groot spelers in die mark, weer eens, jy weet, is ons nog die volgende 10 jaar met 60% per jaar groei, gaan ons nog steeds minder as 1% van die mark hê. Want dit is 'n baie gefragmenteerde mark. Maar onthou die oppositie gaan opvang. Hulle het natuurlik baie dieper sakke as wat ons het, maar hulle verstaan nie noodwendig hoe dit werk nie. So oppositie is 'n groot ouens wat ons wil probeer platdruk. Ekonomie het eintlik nie invloed op ons nie. Want die mark is so groot. Al gaan hy agteruit. Soos jy sê, jy het 1% van die mark, jy worry oor die 99 is jou geleentheid, nie die grootte van die koek. Ja, as die hele Suid-Afrika se internet afgaan, dan is ons dood. Maar ons hele besigheid is daarop gebaseer. Wat is daai ratio? Jy praat nou van 1% van die mark. Is dit Suid-Afrikaans of is dit? Ja, en onthou dan aan die ander kant. Ons het dan met jy internasionale geleenthede ook natuurlik, nee. Verskriklik, want ons stelsel is gebaseer op 'n Oracle databasis. So ons kan multi-currency, multi-tax, multi-language, multi-location is klaar daar. So vir ons volgende stap is om oor die grense te spring en ander lande daai effektiwiteit in te bring. Ja, okay, een van die ander goeders oor ons vinnig groei, alles self gefinansiering, goed, ons het geen bankfinansiering nie. Is cashflow. Dis nou maar altyd kontantvloei is nou maar altyd 'n vinnig groeiende besigheid en goeders is die ding wat jou terughou. As jy nou praat van 150,000 na 1 miljoen items. Hoe werk daai? Moet jy daai goeders aankoop? Hou jy dit in stok? Hoe werk daai proses? Okay, so ons begin al fyne raak waar tussen kontant uitgee en kontant ontvang begin nou al in dae omgaan. So ja, ons koop die voorraad van verskaffers af. Okay. Ons kry terme by hulle en sonder dit kan ons ook nie klaarkom nie. Maar dan moet ons kliënte en goeders wanneer hulle weer betaal. Daai 60 dae, 30 dae, daai word al meer gebalanseer. Op die einde van die dag, soos 'n gewone retailer, 'n Pick n Pay tipe van maatskappy, sal ons geld inkry vir ons uitbetaal. En daai model moet nog baie aangeskaaf word. Maar hy begin nou ingaan om jou ook 'n idee te gee wat ons nou vir kliënte gee. Met hulle store is tradisioneel as jy jou eie MRO bestuur, dan het jy correctness of order en on-time delivery het jy sê op 80%, as jy dit baie goed doen. Ons hardloop op die oomblik op 98%. Okay, maar as 98% beteken jou voorraadhouding. Nou baie van ons wat om minder bestuur, se voorraadhouding is tussen 60 en 180 dae, want sekere items beweeg nie vinnig nie, en dis wanneer dit wegraak en gemors word. En, okay, ons hardloop nou een van ons projekte op tussen 13 en 18 dae veiligheidsvoorraad. Yes. Voorraad omsetsnelheid 2,5 keer 'n maand. Nou, in ons industrie is dit ongekend. Jy weet van die myne sê, jy moet 60 of 80 dae voorraad. Maar as jy 60 tot 80 dae voorraad dra, is dit jou kontantvloei wat opgevreet word. Dit kry ons mooi reg. Net nou wat ek miskien ook moes genoem het en goed, is hoe gaan ons na die markte toe? Ons het verskillende, ek dink ek het genoem van retail, so ons verskaf die hardeware industrie, van die groot maatskappye.
ons het ons e-commerce platform, ons het ons partnership platform en dan natuurlik jou ons noem dit key accounts. Dis die groot ouens wat net produk koop, probeer hulle natuurlik omswaai na vendor managed inventory waar ons hulle voorraad vir hulle beheer en bestuur en hulle betaal wanneer hulle dit gebruik. 3 belangrikste besigheidslesse tot dusver. Jy moet verloor om te kan wen. As jy nie foute maak nie, as jy nie swaar kry nie, gaan jy nie leer nie. Dan gaan jy soos die Romeine word met daai lekker potte vol kos en goeders. Heeltyd, jy moet. En dan om jouself daaroor te gaan bekommer, gaan nie help nie. Jy moet jou kop skoon hou, jy moet net aangaan. Jy gaan baie keer meer verloor as wat jy gaan wen. Maar hulle sê mos Afrikaans die aanhouer wen. So ek dink daai is en dan Hoe hou jy jou kop skoon? bid. Oefen. Sit met goeie mense om my. Okay. Dis die enigste manier. Jy weet ons het geen beheer oor baie goed wat om ons gebeur nie. En om jouself, die Hollanders sê, druk te maak daaroor. Druk te maak. Ja. Ek hou daarvan. Gaan niks verander nie. So baie, dis 'n verskillende betekenisse in daai druk te maak. So die ander ding, jou mense. Jy weet, maatskappye wat baie suksesvol is, gee baie opleiding. En ons het nou weer nuwe inisiatiewe en goed. Jy moet jou mense oplei. Jy moet hulle kansse gee. Moenie sê jy het 30 jaar ondervinding, jy kan nie hierdie projek doen nie. Jy weet, die een projek wat ons uitgerol het, ek het 'n ou gehad wat 30 jaar procurement ondervinding gehad het by een van die groot staalmaatskappye. Toe ons die kontrak kry, toe sê hy, dis te kompleks. Toe het ek 2 studente, jonk, 23 dink ek op daai stadium in 24. Binne 'n maand rol ons uit. Ja. En dis oor die 3000 items. En onthou baie van die items het ons self ook nie geken nie. So, Wat vir my fenomenaal is van jou besigheidsmodel, is hoe jy jou eie talent ontwikkel. Kweek. En so jy los selfs daai probleem op. Wat min ouens doen dit, nê. Dis gewoonlik ons kry die ou in en dan moet ons hom nou uitsort, nê. Want ons het internal training versus hoe kan ek cherry pick, wil ek amper sê. Okay, so hoekom het dit gebeur? Eerstens, daar was nie daai tipe van mense met kennis in ons omgewing wat ons kon in diens neem nie. Die tweede ding is klein, ons kon nie bekostig nie. Ja, nou jy moet jou R100,000 'n maand betaal. Ja, jy moet nou maar 'n bietjie plan maak. Isak, hoe kan die Klipkous met jou kontak maak? Hulle kan my e-mail op Isak met 'n S @bramo.co.za. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.